Weer eens goeiemôre. Goeiemôre ook aan ons kykers. En vandag gaan ons praat oor verander jou trauma in triomf. Nou voordat 'n mens kan praat oor trauma, wil ek graag praat oor 'n trigger. In Afrikaans praat 'n mens van 'n sneller. Maar ek glo julle almal sal weet as ek die Engels gebruik trigger. Nou 'n trigger is wat gebeur wanneer iets, daar's 'n eksterne stimulant wat 'n emosionele reaksie uitlok uit jou uit. Soos byvoorbeeld iemand sal aan jou stamp. Dan sal dit jou trigger, want jy sal nou wonder, hoekom stamp jy nou aan my? Was dit nou nodig? Dis 'n ligte vorm van dit. Maar 'n mens kry swaarder triggers ook. Want 'n trigger is verbonde aan 'n trauma. Hoe groter die trauma waardeur jy deur is, hoe meer sensitief is daai trigger van jou. En dit kan enigiets wees. Dit kan iemand wees wat dalk net iets verkeerd sê, verkeerd doen, partykeer iets wat jy op die TV sien, wat net weer daai herinneringe terugslaan na jou toe, en dan dink jy weer terug na daai trauma toe. En dis baie keer situasies wat 'n mens nie graag wil in wees nie. En dit is waaroor triggers gaan. Nou, ek wil graag vir julle 'n videoetjie speel. Dis 'n liedjie wat mooi verduidelik hoe dit voel. En ek weet ons almal ken dit, maar dis net mooi in woorde gestel. Hoe dit regtig voel om deur 'n trigger te beweeg wat weer daai trauma terugsit in jou lewe. You said something small, but it hit like a wall. I flinched, I froze, you didn't know. It's not your fault, it's my past, but the pain still comes fast. You love me through the haze, but I still misplace the praise. Triggered, but I'm trying. You're the truth I'm denying. I'm healing, but it's slow. Still learning how to let go. Triggered, but I see you're the safe place for me. So hold me when I shake and love me through the ache. You don't run when I retreat. You just stay, you don't compete. You ask, what do you need? And that's the love I plead. I'm not broken, just aware. And you're the one who dares to love me through the mess and help me feel less. Triggered, but I'm trying. You're the truth I'm denying. I'm healing, but it's slow. Still learning how to let go. Triggered, but I see you're the safe place for me. So hold me when I shake and love me through the triggered. Nou ja, wie van ons almal was al daar so gewees, nê? Triggered, but I'm trying. En weet jy, triggers is normaal om te hê. Ons almal gaan dit hê, dis deel van die lewe. Maar weet jy wat die belangrikste is wat jy daarmee maak?
As ek so 'n storie kan vertel, dink jouself in, jy kan tot jou oë toemaak en dit sien. Laat jy's op 'n visserboot of op 'n skei en jy's besig om vis te vang en jy besluit jy gaan net 'n slaapie vang. Jy het hard gewerk en is net die naweek wat jy net wil bietjie af hê en net bietjie rustig raak en jy raak aan die slaap. En ewe skielik voel jy net hier bots 'n ander boot teen jou vas. Dink bietjie, wat se reaksie voordat jy jou oë kan oopmaak? Dink bietjie wat se emosie gaan deur jy. Jy dink vir jouself, maar hoekom het hierdie persoon nou teen my vasgery? Is dit nou nodig geweest? Kan hy nie kyk waar hy gaan nie? En dis die normale reaksie wat 'n mens sal hê as so iets sal gebeur. Maar dan maak jy jou oë oop en jy sien maar hier's niemand eers in die boot nie. En jy besef vir jouself, maar hoekom het ek nou kwaad geraak? Ek het kwaad geraak vir letterlik vir niemand nie. Want daar's niemand om voor kwaad te wees nie. Daai boot het dalk ergens losgekom en hy het net teen my vasgebots terwyl ek aan die slaap geraak het. En wat het ek gedoen? Ek het kwaad geraak. Maar dit is hoe triggers werk. Triggers is gewoonlik 'n emosie wat, kan ek sê, oordoen is vir die sekere situasie. Want in plaas om mooi te dink en eers die situasie te lees, maak 'n trigger dat 'n mens baie keer oorreageer. Jy raak kwaad vir mense wat dit nie nodig het nie, wat daar vir jou wil wees. Hulle dit nie veroorsaak nie, maar omdat hulle die naaste aan jou is en omdat hulle jou daai emosie laat weer ervaar het, dan gaan 'n mens af op hulle. En dit is gevaarlik. Dit is die trigger waarvan ek spesifiek praat vandag. Is daai gevaarlike trigger. Nou, een ding, as 'n mens nie 'n trigger behandel nie, 'n mens moet kyk waar daai trigger vandaan kom. Dit help nie 'n mens los dit net nie. Mens moet gaan kyk, hoekom pla hierdie sekere situasie my? Hoekom pla hierdie sekere persoon my dalk? Want mens kry partykeer dat mens ken nie eers 'n persoon nie, dan jy sien 'n persoon net aankom, dan irriteer daai persoon jou al klaar. Maar as jy mooi gaan dink, gaan jy besef, want hy laat my dink aan iemand wat my seer gemaak het in my lewe. As 'n mens regtig mooi daarna gaan kyk. En so 'n mens moet kyk waar die oorsprong van jou trigger is, waar die trauma is. En om vrede te hê in jou lewe, om te kom by die triomf, moet jy eers daai trauma ontbloot. Jy moet kyk, jy moet eers daai trauma vind, voordat jy werklik vrede gaan hê. Ek wil vir julle lees in Matteus 11 vers 28 tot 30. Wat, voordat ek lees, laasweek het Pastor Brett met ons gedeel, dat God wil nie net geluk vir ons hê nie. Hy wil werklike vrede vir ons hê. Om happy te wees is ekstern. Dit hang af van jou omstandigheid, dit hang af van jou emosionele toestand, dit hang af van wat 'n mense jy om is. Dis soveel eksterne faktore wat daarvan afhang. Maar om werklike vrede te hê, dis wat God vir jou wil hê. En hierdie vers sê dit nogal vir ons. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Daar sê hy al klaar, neem my juk op my. Dit beteken, God gaan vir jou 'n las gee om te dra. Dis nie dat hy die las heeltemal wegvat nie. Hy gaan vir jou iets gee om te dra met jou lewe. Maar hy sê, en leer van my, so hy is heeltyd saam met ons. Want ek is sagmoedig en nederig van hart.
Dit is wat hy wil hê ons moet leer by hom. Om sagmoedig te wees, om nederig te wees. So al is daar iets wat jou trigger, onthou altyd wie jy is in God. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. So maak nie saak wat jy doen in die lewe nie, jy gaan 'n las hê. Nêrens in die Bybel sê daar dat jy gaan nie iets hê om te dra nie. Inteendeel, daar sê God vir ons, neem my juk op julle. Maar die verskil is, sy juk is sag. Dis nie 'n harde juk nie, dis nie 'n swaar juk om te dra nie. En my las is lig. So hy wil hê, ons moet vrede hê, soos wat daar so staan, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Wat anderste is vrede? Dis rus. Dis in daai situasies, al voel jy daai emosies opkom, dan kan jy nog steeds rustigheid hê in die Here. En een voorbeeld wat ons ook van lees, as jy gaan na die volgende vers toe, is in Markus 4 vers 38 tot 40. Jesus het op die bank van die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? En dis baie keer hoe ons emosies binne ook voel. Daar's 'n storm wat in ons is. Dit maak ons bang, dit maak ons senuweeagtig, want ons verstaan nie wat gaan aan nie binne ons nie. Ons verstaan nie hierdie emosies nie. Dan vra ons vir Here, waar's jy? Waar's u? Hoekom slaap u? Ek sien nie u teenwoordigheid nie. So dan gaan ons na die Here toe, Here, waar's u asseblief, word wakker, gee, soos wat hulle daar sê. Gee meneer, waar is ons nou? Gee meneer, gee u dan nie om, dat ons vergaan nie. God gee u dan nie om, waartoe ek gaan nie. En al wat hy doen, hy staan rustig op, en hy sê vir ons emosies, raak stil. Bedaar, stop dadelik. En dan sal stilte kom. Dis baie keer hoe dit voel binne ons. Soos daar so dan vra God vir hulle, waarom is jy bang? Waarom is jy bang as jy juis deur so emosie gaan, wat jou angstig maak, wat jou bang maak? Dis nie nodig nie. Ja, dit voel erg, dit voel op daai stadium asof jy nie meer verder wil leef nie, maar jy het God met jou. Hy's langs jou, hy's by jou die heeltyd. Hy los jou nie. Die woord sê tot vir ons, hy sal jou nooit deur sy vingers laat glip nie. En nooit beteken nooit. Dit wat God sê is wet, soos hy sê, hy sal nooit jou deur sy vingers laat glip nie. Sal hy jou nooit laat gaan nie, deur swaar, deur moeilik, deur enige iets, is hy daar vir jou. Al wat jy moet net hê is daai rustigheid om te weet jy wat? God is saam met my op hierdie boot. So al is hier 'n storm rondom my, ek hoef nie te kyk na die golwe nie, ek kyk na Jesus wat daar slaap, en terwyl hy slaap, hoekom moet ek vrees? Terwyl Jesus rustig is op die boot, hoekom moet ek vrees? Ek meen, die God, die skepper van die heelal, is saam met jou. Maar wat gebeur is, ons lewe, as ek nou hierdie kan vat, is soos 'n rekkie. As ons relaxed is hy lekker pap. Ons sê nou maar daar kom 'n trigger, dan doen dit nie veel nie. Ek kan hom maar maak net wat ek wil. Niks sal gebeur nie. Maar solank 'n mens dit los, begin hy te rek. En dan kan 'n mens hoor also. Nou maak hy trigger 'n geluid.
Jy hoor hom, hy maak seer. En as 'n mens verder gaan, dan gebeur dit. Mens kan net so ver gaan. En dit is wat gebeur as 'n mens trauma net los. As 'n mens net laat dit aangaan en laat dit aangaan en dit bou op en eventually is dit wat met jou gebeur. Want jy kan net soveel vat. Ons almal het net daai sekere kapasiteit wat jy kan vat totdat mens net snap. En as jy vir ons gaan na daai beskrywing toe van uitbranding asseblief. Skiep geen, daar sy. Nou, wanneer dit gebeur, ervaar 'n mens uitbranding. In Engels praat die mense van 'n crash out, wat 'n mens kry. Daai skielike net jy snap. Nou, ek het ook bietjie gaan Google, en hier is die definisie. Wanneer 'n persoon skielik onbeheerbaar kwaad kan wees of impulsief kan optree, potensieel na negatiewe gevolge kan lei. Dit manifesteer dikwels as emosionele of fisiese afsluiting, gewoonlik as gevolg van uitbranding, oorstimulasie of oorweldiging. Die daad om alle redelike beheer oor jou emosies en reaksie prys te gee, om te reageer op hoe jy tans voel. Dit kan 'n sterk aanduiding wees dat jy sukkel met jou geestesgesondheid en ondersteuning nodig het. So dis wat gebeur as 'n mens dit te ver los. Daai trauma het te groot geraak, die triggers het net te veel geraak, dit het net bly kom en dit het so erg geraak dat jy later nie meer geweet het wat om te doen nie. Dan sluit 'n mens dit af, dis totale shutdown, emosies, partykeer fisies ook, wat jy net sit, jy is lus vir niks, jy is lus vir niemand nie. Dis wanneer jy weet, jy het te ver geval. Maar weet jy wat? God wil nog steeds jou help. Maak nie saak hoe ver jy dink jy het geval nie. Dis nooit te ver of te laat vir God om jou te kry nie. As 'n mens lees in Genesis, as jy vir my Genesis opsit, Genesis 3 vers 9. Maar die Here God het na die mens geroep en hom gevra, waar is jy? Nou, almal ken daai deel, dit is waar Adam en Eva die vrug geëet het en hulle het weggekruip vir God in die tuin. Nou ons almal weet, ons kan nie wegkruip vir God nie. Hy weet waar ons is. En daardie stadium het hy ook geweet waar Adam en Eva is. Hy het nie hulle fisies gesoek nie. Hy het eintlik vir hulle die vraag gevra, waar is jy Adam? Waar is jy Eva? In jou gees. En jy kan jou eie naam daar insit. Waar is jy? God sal jou altyd soek. Al dink jy moet wegkruip in skaamte. Gaan God die hele tyd uitloop in die tuin, meaning in die gees. En hy gaan vir jou vra, waar is jy? Ek soek jou. Moenie vir my wegkruip nie. Ek is hier, ek wil jou help. Maar wat ons partykeer doen, waar Adam en Eva hulle self bedek het met blare, gooi ons mure reg rondom ons. Ons bou daai emosionele mure, so dik as wat ons kan, so hoog as wat ons kan. Net sodat niemand aan ons kan raak nie. Ons probeer, al die triggers probeer ons avoid, so ver as wat ons kan. Maar dit is ongesond, want jy sny nie net die slegte af nie, natuurlik. Ja, as jy te doen het met niemand nie, kan mense nie iets in jou doen nie, maar weet jy wat, jy sny die goeie ook af. En daar praat ek van persoonlike ervaring. Ek het myself ook vir hoe lank afgesny van mense af. As ek byvoorbeeld kerke toe gekom het, was ek vinnig uit gewees, sodat ek nie met mense hoef te deel nie. Maar weet jy wat, mens mis eintlik so baie uit, as jy jouself afsny van die wêreld af. Want jy sny jouself af van mense wat jou wil bystaan,
wat daar wil wees vir jou, wat liefde vir jou wil bewys, wat vir jou wil omgee, wat 'n gawe woord dalk vir jou het. Maar omdat jy soveel seer gehad het, sny jy jouself af en dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Die vyand se grootste wapen, en jy kan maar gaan kyk, is isolasie. As die vyand jou kan isoleer, dan sê hy, perfect. Ek het jou presies waar ek jou wil hê. Maar dan weet hy, daar's niemand wat jou kan reghelp as daai stemme begin kom in jou binneste nie. Wat vir jou sê, man, jy is sleg. Jy's nie waardig nie. Kyk hoeveel sonde het jy, al daai goed. Want jy's op jou eie. Waar as jy saam met mense is, dan gaan mense optel, luister, wat is fout, wat gaan aan? En as jy deel, as jy oopmaak, dan kan hulle vir jou sê, maar dis nie reg nie. Dis nie waar wat jy nou sê nie. Jy bly God se skepping. Jy bly inteendeel die kroon van sy skepping. Die belangrikste van sy skepping. Maar nog steeds, as jy in isolasie is, dan glo 'n mens eerder die vyand. Sien, gaan na daai diagramme toe. Nou, dit is waar alles begin wat jy voel. Iets trigger jou. Maar jy verstaan nie lekker hoekom, waar dit nou vandaan kom nie. Hoekom het ek nou so kwaad geraak vir hierdie situasie of hierdie persoon? Volgende ene. Dan wat gebeur normaalweg, dan raak 'n mens kwaad, mens oorreageer, mens raas, mens huil, mens beklei, mens gaan te keer. En jy val in daai struik in die trap in. En dis wat die vyand jy's verlê, want dan bly jy in daai sirkel, heeltyd, aan mekaar. Sodra iemand jou trigger, raak jy kwaad. En dan volgende keer gebeur dit weer, daar raak jy sommer kwaader en dit hou nie op nie, dis 'n vicious cycle wat die heeltyd aangaan. Totdat jy agterkom wat die trauma is. Dan besef jy, okay, dis waar dit vandaan kom. Maar dan nog steeds gaan ons en jy raak nog steeds vies, want jy's besig om gesond te raak. Om gesond te raak van 'n trauma is nie net, daar gebeur dit oombliklik, dag daarna, klaar, finish nie. Dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. Dit kan maande vat, dit kan jare vat, totdat jy werklik voel, wow, okay, ek kan actually staan, gaan vir ons aan. En dit is dan wat jy twee keuses het. Wanneer jy op die punt kom wat jy besef, weet jy wat? Ja, ek is getrigger, maar nou het ek 'n besluit. Gaan ek dink aan my trauma? Of gaan ek dink aan my triomf? Hoe gaan ek hierdie oorwin? Hoe gaan ek hierdie trigger gebruik? Want weet jy wat? Jou grootste trigger is gewoonlik die punt van jou grootste transformasie. Jou seerste punt is die punt wat juis God die meeste kan gebruik. Die rede daarvoor is, hy kan jou gebruik om ander te help. Maar totdat jy nie gaan tot by die transformasie nie, kan God jou nie gebruik nie. Totdat jy later besef, ja, ek het seer gekry op daai stadium. En ja, ek voel dit nog steeds in my, ek is nog steeds besig om te genees van dit, maar weet jy wat? Dit gaan my nie onderkry nie. Dit gaan nie my laat negatief optree teenoor mense nie. Dit gaan my nie maak, laat ek ander mense seer maak, net omdat ek seer kry nie. Soos wat die sêding sê, hurt people. Seergemaakte mense maak mense seer. Maar God wil nie hê ons moet mense seer maak nie, ons moet juis daai wat jou trigger gebruik en sê, weet jy wat, ek gaan ophou laat dit my lewe affekteer, ek gaan stop, net hier vandag, en ek gaan eerder laat dit 'n transformasie in my lewe opbring, en dan daai transformasie kan maak dat jy 'n magtige wapen raak in God se naam. So eintlik moet jy sê, weet jy wat, Here, dankie, dat U my deur daai situasie gesit het, want nou, ek ken al die kentekens, ek het daai pad gestap,
Ek weet waar al die hindernisse is op daai pad. En die beste van alles, jy kan mense raak sien wat besig is om daai selfe pad te loop. Waar as jy dit nie geloop het nie, gaan jy dit nie weet nie. Dan gaan jy niemand kan bystaan nie. So, ek persoonlik sê, weet jy wat, Here, dankie vir alles wat U my deurgesit het. Dit was nie maklik op daai stadium nie, maar Here, halleluja, dankie. Dit het my 'n sterker mens gemaak, dit het my 'n beter mens gemaak. Dit het my 'n mens gemaak wat liefde kan bewys aan mense, kan raak sien, hulle is besig om daai selfe pad te stap, weet jy wat, kom ek help jou, ek gaan hierdie pad saam met jou stap. Ek kan jou nie van die pad afhaal nie, ongelukkig kan 'n mens dit nie doen nie. Dis 'n proses wat jy van begin tot einde moet vat, al vat dit jare soos ek al gesê het. Maar moet nooit laat jou trigger, jou ophou om 'n transformasie te sien nie. En weet jy wat? Die transformasie gaan van jou afhang. As ek so 'n voorbeeld kan gebruik. Wie soek hierdie R20? Niemand. Sien dit as jou genesing. Wie soek genesing? Steek jou hand op as jy wil hê. Okay, maar nou besef julle dat nou wag julle vir permissie. Niemand het gekom en hulle healing kom vat nie. Almal wag. Ja, Here, ek soek genesing, maar ek gaan wag. Ek gaan wag. Here, laat U dit doen. Nee. Dit begin by jou. So ek vra weer, wie soek hierdie R20? Nou? Presies. Genian, enas die As julle te bang is om dit by my te kom haal, wie soek die R20? Daar is julle genesing. So, dit is so 'n mens genesing moet sien ook. Want baie keer dan wag 'n mens. Here, ja, ek wil beter voel, maar jy sit, jy wag. En ja, jy bid, fine, dis reg om te bid. Maar weet jy wat, jou gebed moet saam met aksie so kom. En totdat jy nie opstaan en sê, Here, yes, hier kom ek gaan my healing vat nie. Ek gaan begin, hier's my eerste tree wat ek gee. Gaan jy nie beter raak nie, ongelukkig. Dis daai eerste tree, weet jy, dis die moeilikste, want ek meen, daar het julle self gesien, paar van julle het opgestaan, maar soos, moet ek nou nie. Maar toe daai eerste tree gegee was, toe is dit verby. Toe staan jy op. Toe is dit maklik. Maar net om op te staan in daai eerste tree, want baie keer dan wil 'n mens, maar soos, ek weet nie, Here, hoe, wat nou? Nee, gee net daai tree, begin. Dan sal jy sien, dit gaan beter. My pa het self al vir my gesê, weet jy wat die moeilikste ding van om te gaan draf, is om jou tekkies aan te trek. Dis die moeilikste deel om te gaan. Net daai eerste punt, want as jy jou tekkies aan het, ek meen, hoekom gaan jy dan stop? Jy gaan nie jou tekkies aantrek en dan weer terug sit en TV kyk nie. Jy het mos nou jou tekkies aan. So onthou dit altyd. Jou genesing begin by jou. Gebed, soos ek sê, is nodig, dis moed, dis vital. Maar as jou gebed nie saam met aksie gaan nie, geloof in aksie, kan nie geskei word nie. Dit loop hand aan hand. Jy kan nie geloof hê sonder aksie nie, maar dit help ook nie het aksie sonder geloof nie. So ek wil afsluit met een laaste vers, of nee, gaan nog vir ons aan? Ekskuus. Kyk daarso, wat maak daai 4 goed saam? Kruis. Dit is wat jy moet doen met daai 4 emosies waardeur jy gaan. Sit dit by die kruis. Bring dit na God toe. Ons het juis in die begin gelees. Bring alles na God toe. En hy sal vir jou rus gee. So as jy voel die lewe raak te erg, sê net, Here, hier's ek. Ek lê alles voor U neer. Ek kom na U kruis toe.
Ek sit dit alles hierso by U neer. Gee dit. So die laaste vers wat ek vir julle wil lees, gaan anders reg. Dis Efesiërs vers 4, Efesiërs 4 vers 1, dit gaan tot 5. Ek doen dus 'n beroep op julle. Ek wat 'n gevangene in diens van die Here is. Nou dis Paulus wat die brief aan die Efesiërs skryf. Leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee jy geroep is. So wat hy net sê is, lewe 'n lewe sodat die mense daar buite kan sien die roeping wat jy het. Moenie jou getuienis weggooi daar buite deur geïrriteerd te raak, deur kwaad te raak vir mense nie. Want hier's wat hy wil hê, met totale beskeidenheid en sagmoedigheid. Ja, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Ons het vandag gesien, ons almal gaan deur ons eie situasie. Maar hanteer ons mekaar gewoonlik so met die wete dat, weet jy wat, nie net ek gaan deur 'n probleem nie. Jy, my medemens, my broer, my suster, jy gaan ook deur iets. Maar nou hanteer ek jou vies, want ek voel nou triggered, ek voel offended. My emosies kom eerste. Kry mense daai uitbarstings. En dan praat ek nie net van jou naastes nie. Ek praat van, soos wat so Brett ook laasweek gesê het, die mense by die tille. Daardie mense waar mense so ongeduldig raak, want nou vat hulle tyd. Hulle sukkel op daai til, nou moet hulle eers die manager roep, en nou kry hulle nie die ding reg nie, dan moet daar nou eers weer 'n cancellation gedoen word, en jy staan daar, en ons raak kwaad. Maar dan voel ons, hoekom kan die persoon nie net sy werk reg doen nie? Nee, hierdie ou is pateties, en alles. Mens weet nooit waar die persoon was, dalk so 'n paar uur voordat hy of sy begin het met haar skof nie. Mens weet dalk nie of daar soveel deur daai persoon se verstand gaan, dat hulle te fout gemaak, 'n opregte fout gemaak, en nou moet hulle 'n manager roep om dit reg te stel. Maar nee, ons word nou hier teruggehou. Waar dit inteendeel net kan tyd sien is, weet jy wat, ek moet nou hier staan. Raak rustig. Haal sommer jou foon uit, lees 'n Bybelversie, doen ietsiekie in daai tyd. Wat ek gewoonlik probeer doen, as ek voorkom by veral daardie mense, dan probeer ek vir hulle die breedste smaal gee as wat ek kan. Net vir hulle sê, weet jy, hallo. Want baie keer kan jy sien, hulle breek. Hulle steur soveel mense wat kwaad is en geïrriteerd is vir hulle. Waar as jy net vir hulle sê, weet jy wat, wow, hallo. Het jy 'n lekker dag? En in die aand sal ek baie keer vir hulle sê, you're nearly there, you're nearly done. Keep it up. Dan moet jy sien, wow, iemand verstaan. Iemand weet waardeur ek gaan. So, daarso, deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle daarop toelê om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. Vir ons aan. Hier is die rede. Daar is net een liggaam en een Gees. Net soos julle net een toekomsverwagting het op grond van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God. Ons almal se Vader, hy heers oor almal, werk deur almal, woon in almal, nie net in party mense nie, in almal. Tot die wat ons dink, hoe kan God deur hulle werk? So ek wil julle net los met dit is, hanteer mekaar met geduld, met liefde, met sagmoedigheid. Al word jy getrigger, gebruik eerder daai trigger
om mense by te staan, in plaas om jouself toe te hol en te sê, weet jy wat, ek het nou seer gekry. En sluit die oë. Goeie Here, baie dankie dat ons kan weet, U is daar vir ons, Here. Maar laat ons ook weet, ons moet daar wees vir ander. Laat ons is nie alleen in die wêreld gesit nie. Jy soos ons weet is isolasie die vyand se grootste wapen, Here. Daarom laat ons saam staan as 'n eenheid, as broers en susters in U, as een liggaam wat een gees het, wat een God aanbid. Die God wat in almal woon, die God wat deur almal werk, o Here. En laat ons werklik 'n verskil maak daar buite. Ons bid dit in U naam ontwil. Amen.